Ja, ek is so bly ek sien baie van ons nuwe ou gesigte weer hier vanaand, vanmôre. En is net great om die nuwe ou gesigte te kan sien, nuwe ou gesigte. But it's God is good. Ons moet aanhou vir mekaar bid, moet nooit ophou om vir mekaar te bid nie. Bid vir my, bid vir Marensha, bid vir Pastor Paul, Pastor Marinet, bid vir die leierskap want ons het u gebede nodig. Die Bybel sê die gebed van die regverdige dra krag en ons almal wat hier sit is nie geregverdig deur ons dade nie, maar ons is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus. Amen. So moet nooit jou minderwaardig ag as jy na die Here toe bid nie. Die vyand gaan vir jou sê jy's 'n sondaar. Ja, ons almal is sondaars. Die Bybel sê as jy dan sê jy het geen sonde in jou nie, maak jy van die woord 'n leienaar. Amen. So let's pray for one another, pray for the one. Dis nie per toeval dat die mense vanoggend in die kerk is nie. Die persone wie se gesigte jy vandag sien, is nie per toeval dat jy langs hulle sit nie. Is nie per toeval dat jy voor of agter hulle sit nie. Is nie per toeval dat jy vandag verby hulle gaan loop nie. Hierdie dag is uitgesit deur die Here. En die Here het met 'n plan in jou lewe. Miskien wonder jy vandag, wat is my doel? Hoekom het die Here my geskape? En jy sal nooit weet. Miskien het die Here jou geskaap om net 'n glimlag te gee vandag vir iemand wat moedeloos is, sodat die iemand kan sien dat die Here lewe nog steeds. Miskien is jou doel vanoggend om vir iemand te vra, kan ek vir jou 'n bietjie koffie aanbied? En dit is hoe jy iemand nader na die Here kan bring. Miskien is jou doel vanoggend om voor jy by die deur uitgaan om ruimte te maak vir iemand om verby jou te gaan. Dit is ook service. En baie keer wil ons hoë service hê, but every act of kindness is actually service towards the kingdom of God. Hulle kom na Jesus toe en hulle vra, wat is die grootste gebod? En hy sê, jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die een wat gelykloop, nie een wat 'n bietjie onderhang of 'n een wat slypleed gaan maak. Hy sê, die een wat gelykstaande aan dit is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, I cannot say I love God, but I don't love my friends, and I don't love my enemies, and I don't love my neighbors. Ek ry hierdie week hier in Protea Park in, en ek ry verby mense uit van Rousbos se kant af, en ek kan sien, hier loop 'n ouetjie, met sommige baie, wat tik gebruik. En die Here sê net so vir my, dit kon jy gewees het, weet jy dit? Dit kon jy gewees het. Jy kon ook daai verkeerde besluit gemaak het in jou lewe. So I need you to pray for them. So whenever you see somebody that is addictive to anything, just remember, it could have been you. En daar's 'n mammie wat se hart huil vir daai kind. Daai is 'n kind van iemand. Daai is 'n broer van iemand. Daai is 'n suster van iemand. Die woord van die Here sê, bid vir die wat in die gevangenis is, asof jy in die gevangenis is. Bid vir die wat siek is, asof soos jy wat siek is. Dit kan nie meer oor ons gaan nie. It's about how can I serve your kingdom, God? And that is what Thanksgiving is all about. And we're going to start with an amazing sermon series today of Thanksgiving. Maar vanoggend gaan ek nie so baie praat uit myself uit nie. Ek gaan vandag meer lees. Want dis die woord van die Here wat vrymaak. Dit is net die gees van die Here wat sonde kan breek. Nie my woorde kan dit doen nie. Nie my intelligentheid kan dit doen nie. Want sonde is evil. Sonde is morsig. Sonde is gevaarlik. Sonde is nie liggies nie. En baie keer sit 'n mens in die kerk en jy vra, ek wonder, ek wens ek kan ook die stem van die Here hoor. Hoekom kan ek dit nie hoor? Of hoekom kan ek dit nie voel nie? Dit is as gevolg van die Bybel sê, sonde het 'n skeidsmuur kom raak tussen ons en God. En ons dink sonde is maar net sonde. Maar sonde is gevaarlik. Sonde is daar om te vernietig. Sonde hou nie van goed nie. Sonde hou van kwaad. Sonde hou daarvan dat ons mekaar moet oordeel. Sonde hou daarvan om die slegste in ander mense te sien. Sonde hou daarvan dat dit nie moet goed gaan in jou eie lewe nie. Sonde hou daarvan dat jy moet wanhoopig raak. Sonde hou jou in die verlede. Dis wat dit doen. En mooi woorde gaan nie die sonde kan breek nie. Ek kan vir jy pragtige woorde bring. Ek kan pauses inbring. Ek kan Engelse klasse gaan loop. Laat my Engels moet kwaai klink. Ek kan soos 'n Joel Osteen wil klink, of 'n T.D. Jakes klink, of soos whoever kan ek wil klink. Maar dit gaan nie die sonde breek oor jou lewe nie. Dit is net die krag van die Heilige Gees wat sonde kan breek. Nothing else. En die woord van die Here is geïnspireer deur die Heilige Gees.
En dis hoekom ek vanmôre die woord van die Here gaan lees na u toe. En die Bybel sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. Remember, we are human beings having a spiritual experience. So all of us are spiritual beings that is sitting in this place. And we need to make choices. Life is about choices. Die lewe gaan oor keuses. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou nie van pyn nie. Wie van julle hou van pyn wat hier sit? Is er iemand wat van pyn hou? Ek hou nie van pyn nie. Ek raak, as sy vra vir Marensha, ek raak geïrriteerd as ek pyn het. Dan sê sy vir my, sy sê seker al die mans wat soos ons is babatjies. Nee, bring 'n koppie koffie, ons is siek, jy understand, jy kan nie eens loop nie. Julle het al advertensie gesien, hè, van hy ou wat sy neus so dik is. En Marensha sê ek gaan joke. Maar ek hou nie, het maak jou ongemaklik, pyn maak 'n mens ongemaklik. Jy wil net uitkom. Maar vandag gaan ek vir jou woord deel wat vir jou 'n keuse gaan gee, because heaven and hell is real. Is the truth. Of ons nou daarvan wil hou en of ons nie daarvan wil hou nie. Ons kan liewer die tydelike pyn vat nou om van sonde te breek. En om die pyn om op te hou rook kan ons nou vat om te suffer vir 'n maand of 2 maande of 'n jaar, maar om vir ewig en 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 ewig ek gaan nie kan ophou nie te brand. Dis erg. Jy's net klaar gebrand en begin jy weer oorbrand. Wow. Ek verkies liever my pyn nou te vat om liewer nou te suffer. Ek verkies liever om nou die fool te wees. Ek verkies liever nou om daai onttrekkingssimptome te kan kry, om te lyk en te suffer. Ek wil hy pyn nou, is ongemaklik. Ek was 'n roker aan 'n dag en ek weet, so niemand gaan vir my sê hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel, maar ek moet 'n besluit gemaak het. Watter pyn gaan ek embrace? Ek is nie hier om te judge nie, maar ek is hier om vir jou te sê, jy gaan 'n keuse moet maak. Jy gaan moet besluit van waaraf jy lewe. 'n Simpel voorbeeld is, so 'n tydjie gelede het daar 'n veldmeisie in ons huis ingehardloop terwyl ek in 'n Marensha sit. Julle, ek hou mos nie van die goed nie. Want anyway. Nie omdat ek hou van dit, ek hou nie van doodmaak nie. So ek sal my vrou roep. Kyk daar. You understand? Dan ek kan nie die goed doen nie. In elk geval, die Here ken die waarheid. En terwyl ek die veldmeisie soek ek die veldmeisie so mos nou. Kyk daar. Maar ek moet haar beskerm in elk geval. Kyk, die man is aan my vrou te beskerm, so een moet vorentoe gaan. Kyk, ek moet protect. You understand? So ek ken, julle mans moet julle rolle ken, hè? Beskerm. In elk geval. En die veldmeisie is uit die huis uit, en weet julle van dat hy veldmeisie uit haar ingekom het, los ek nie meer my agterdeur oop, my deur oop nie. Want ek dink net in hy meisie, in hy veldmeis. As ek loop, gaan maak ek hy deur toe. Hoekom sê ek dit vandag? Because ek lewe dan lewe ek uit die verlede uit. My besluite wat ek maak as ek na die deur kyk, is gebaseer op iets wat gebeur het. Daar is nie eens my veldmeise nie, maar ek nog asof daar veldmeise is. Hoeveel van ons sit vandag hier en ons lewe is gebaseer op dinge wat nie eens meer sin maak vandag nie? So today I'm going to speak to you and I want to remind you, fire cannot burn fire. Fire can only burn wood. So as jy vandag aan warm kry en jy gaan gebrand word, moet jy vir jouself vra, is ek 'n stuk dooie hout of het ek die vuur van die Here in my lewe? You understand? Ek vra altyd vir myself die volgende vraag is, hoekom? Why is it so difficult to be corrected? Hoekom hou ek nie daarvan? Ek weet nie van julle nie. Dis so right, maar sommige keer hou ek nie daarvan nie. Is dit, het maak seer as iemand jou wil help en dit voel altyd as iemand met jou wil praat, die een vir my nou, gaan nie van u praat, jy word gejudge en jy voel dat jy's verkeerd en dit is nie lekker om te voel dat jy alleen is nie. Dat jy voel rejected sometimes. En dit wat die duiwel vir jou sê, as die woord van die Here gelees word in jou, it's about judgment, it's about me, and sin wants to keep us in darkness. Remember, if nobody's going to tell you that you're on the wrong track, you will never know that you're on the wrong track. So it is important for the Word of God to guide us through this. So this morning, die purpose van vandag is
om vir u bewus te maak van wie God is en what true thanksgiving is. God intends us to honor. God wants to honor us. One of our values in our family is honor. Die Here wil u eer, but He wants you to honor Him as well. En ek het so 'n awesome prent wat hy agteraan opkom, ons was onlangs ons amazing small group begin, en ek wil die manne wat hier op is, wil ek eer vandag. Hierso is hulle, kyk haar. Die man is amazing hoor. Praat nie van die een wat voor staan met die grootste kop, ek praat van die agterste. Kom lag jy. In elk geval, maar ek eer daai manne, want die manne het besluit, hulle wil opstaan. They want to rise above circumstances. En al die manne wat daarop was, het verledes. Ons, ek ingesluit. But we're going to use our past to empower the present. To tell the men of this world that Jesus is alive. As die Here my kon gered het, as die Here hulle kon gered het, kan die Here verandering in ander se lewens ook maak. Maar kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe en ek gee alles oor in U hande, Here. Ek bid dat die Heilige Gees my sal lei, Here. Ek bid dat die Heilige Gees die waarheid sal spreek in my en elkeen se lewe. Die woord sê wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here ons wil lei, wil sê, Here. And I pray that the Spirit of the Lord shall be among us and be in us and surround us, Heavenly Father, and within us. In Jesus' name, amen and amen. Daar was 'n dame gewees wat lank gelede 'n families. Hulle het 'n sekere manier gehad van hoe hulle turkey gemaak het. En elke keer as hulle die turkey in die oond gesit het, het hulle die wings afgesny. En dit was 'n generasie ding gewees. Die ouma grootjie het dit gedoen, die ouma grootjie het dit begin en so het afgestap. En eendag vra die kind vir haar ma, "Mamma, hoekom sny julle die wings af van die turkey of die hoender wat julle maak?" En sy sê sy kan homself nie weet nie, maar die hoender wat ouma gemaak het was 'n lekker hoender en hulle het die wings altyd afgesny. Kom ons gaan vra vir ouma. En hulle gaan vra vir ouma, "Ouma, hoekom sny ouma die wings af van die turkey?" Is daar 'n rede? Sy sê, "My kind, weet jy wat? Ek het maar die resep by ouma, by my ma gekry. So kom ons gaan vind uit by my ma wat die rede, gelukkig lewe die ma nog." En hulle gaan vra vir mamma, "Hoekom sny mamma hulle die wings af van die turkey?" En die ouma grootjie sê, "Die rede hoekom ek die wings afgesny het, omdat die bak was te klein gewees om die hele turkey in te sit. En nou is julle bakke mos nog steeds groot. So julle hoef nie die wings af te sny nie." En baie kere in ons eie lewe, vernaam in religion, doen ons dinge wat vorige mense gedoen het en ons besef nie eens hoekom dit gedoen word nie. Ons verstaan die woord, ons gaan deur sekere rituele in die kerke omdat ons voorouers dit gedoen het en ons besef nie eens hoekom het hulle gedoen het wat hulle doen nie. En vandag gaan ons begin bewus maak. God doesn't want religion. God wants relationship. God is not interested in religion, but God is more interested in the relationship that we have with Him. Why? Because He is a covenant God. And that is where Thanksgiving is going to come in. So today, ons gaan 'n bietjie deurlees uit Psalm 116, wat hy sê, Psalm 116 vers 12 sê, "What can I offer the Lord for all He has done for me? What can I offer the Lord for all He has done for me?" En ek wil hê jy moet vir jouself daai vraag vra. What can I offer the Lord for all He has done for me? Miskien voel jy die Here het nog niks vir jou gedoen nie, maar hierdie ou wat die Psalm skryf, hy weet hom bevind in 'n tyd waar dood om hom was, waar dit moeilik gegaan het in sy lewe, maar nog steeds het hy vasgehou en sê, "I know my Lord can make a way for me. Because somewhere along the line, my God have done something for me. If I remember of the goodness of God and all He has done for me, my soul shout out hallelujah. Thanks God for saving me." Die vraag van môre is, hoe kan ek God vergeldig? What can I offer the Lord for all He has done for me? Psalm 50, ons gaan lekker saam lees. En ek gaan soveel as moontlik lees en so min as moontlik uitbrei, want Psalm 50 praat met my en hy praat met jou, met u. Kom ons kyk. God reveal Himself. The God of gods, the mighty Lord Himself has spoken. He shouts over all the people of the earth in every brilliant sunrise and every beautiful sunset, saying, "Listen to me. God's glory light shines out of Zion, the Zion realm.
with the radiance of perfect beauty. With the rumble of thunder he approaches. He will not be silent, for he comes with an ear-splitting sound. All around him are furious flames of fire, and preceding him in the dazzling blaze of his glory. Here he comes to judge his people. He summons the court, this is God now, with heavens and earth as his jury, saying, gather all my devoted lovers, my godly ones, whose hearts are one with me, those who have entered into my holy covenant by sacrifices upon the altar, and the heavens declared his justice. God himself will be the judge, and he will judge them with righteousness. So it shows us first who God is. God doesn't need us. We need God. God is big. God speaks through sunlight. As ons gaan buite kyk, die sonstrale wat skyn, die winde wat waai. God sê I can speak to anything, through anything. They declare who I am. So dis maar wie God is in klein gesê. This is who I am. Kom ons gaan wat begin hy praat. Hy sê listen to me, O people, listen well. He's speaking to us today. He sê en hy praat met my en die wat hier geskryf is vir my en vir jou. Hy sê listen to me, O people, and listen well. For I am your God. I am bringing you to trial, and here is my charges. I do not rebuke you for your sacrifices, which you continually bring to my altar. So I'm not rebuking you for the sacrifices that you are bringing. Hy sê verder, do I need your young bulls or goats from your fields as if I were hungry? Het ek die kos in jou koskaste en die geld nodig om by jou te vra? Omdat ek honger is? Hy sê nee. Hy sê every animal of the field and the forest belong to the Creator. I need you, I need us to understand this. We, God, owe us nothing. We owe God everything. We need to understand that. It needs to sink in. I say, I know every movement of the birds in the sky and every animal on the field are in my thoughts. The entire world and everything in it contains is mine. Everything is mine. Everything is mine. The God that loves us so much. I say, if I were hungry, do you think I will tell you? For all that I have created, the fullness of the earth is mine. Am I fed by your sacrifices? Am I fed by your, as ek gefed deur jou tiendes, deur jou offerandes, deur jou tyd? Hy sê, of course not. Of course not. Why don't you bring me the sacrifices I desire? Wat desire die Here? Hy sê, bring me your true and sincere thanks. And show your gratitude by keeping your promises to me. Keep your covenant to me, the Most High. Keep your relationship with me. That is what I want from you. The others is only an effect. That is the true sacrifices I need from you. Honor me by, hoor die gedeelte. Hy sê, honor me by trusting in me in your day of trouble. It means when you're in trouble, if you want to give thanks to me, trust me. Is dit nie amazing nie? Dit is 'n sacrifice. Ons dink ons moet geld en al. Ja, ons bring dit, maar hy sê dit is nie vir my so belangrik nie. Yes, bring it, but wat vir my hart ruk is wanneer jy weet jy's in 'n dal van doodskade weer en jy vertrou my. That is thanksgiving. That's amazing om dit te kan weet. Cry aloud to me and I will be there to rescue you. Sure, God is challenging en die Here challenge ons vandag. Hy sê cry aloud to me and I will show you. That is thanksgiving to me. I will rescue you. En nou kom die gevaarlike gedeelte. Hy sê and I will speak to the wicked. So wie is die wicked? Hy praat nie van, onthou, die psalmdigter praat met Israeliete. Hy praat nie met pagans nie. Hy praat nie met soos hy jare wat ons van die Bybel van praat met mense van die Kanaaniete of hy praat met kerkgangers. Kom ons stel dit so. Hy praat met die gemeente. So nou hoekom praat hy van wicked? Hoekom sê hy now I speak to the wicked? Now who is the wicked ones? The wicked ones is the religion ones. The Christian by default and not by commitment.
So God is speaking now to somebody that is sitting here that call him or herself a Christian. You call yourself a Christian because you are born into Christianity, but you have not accepted Jesus as your Lord and Savior. So the next one is for you, not from me, but it is from God. And he's speaking, and this is not judgment. God wants to help you. And this is the following that he says, now I speak to the wicked. Listen to what I have to say. Listen to what I have to say. Word ook bewus van die gevoel wat jy nou kry. Die vyand gaan nou vir jou sê as judgment. Ek kom nie meer kerk toe nie. Hulle gooi skimp. Become aware of that because it's the enemy. He wants to keep you in darkness. God is speaking to the ones he loves. And that's why, dis hoekom hy so ernstig praat met ons. Hy sê die volgende, listen to what I have to say. What right do you have to presume to speak for me and claim my covenant promises as yours? En is dit net die wat hulle self Christene noem nie, is ook die wat hulle harte vir die Here gegee het en hulle leef 'n lewe wat nie in lyn is met die roeping van Christus nie. Is ook vir die wat hulle nie waardig gedra in die roeping waarna Christus hulle geroep het nie. So it includes all of us. Hy sê, what right do you have to claim my covenant promises as yours? For you have hated my instruction and disregarded my words, throwing them away as worthless. You forgot to condemn the thief, the adulterer. You are the friend running alongside them into darkness. The sins of your mouth multiply evil. You have a lifestyle of lies. You are devoted deceit as you speak against others, even slandering those that is in your own household. We speak bad about people that is living in our own houses. We speak bad about people that is in our church. We speak bad about our leaders. God said, who give us the right to claim his promises? This is a hard word. It touched me as well. It touched me as well. All this you have done. All this you have done, and I kept silent. So you thought that I was just like you because nothing happened to you? Because I'm quiet? I say, so that you thought that I was just like you, sanctioning evil? But now I will bring you to my courtroom and spell out clearly my charges before you. This is your last chance. So it's actually not a good time to be in church today. If you think about this word, because God is speaking to all of us. Because this word is going to come up against me and up against you. I said die volgende. I said, this is your last chance. This is my final warning to you. Your time is up. Yeah. God have mercy on us. Turn away from this evil. Or next time you hear from me will be when I'm coming to pass judgment on you. I will snatch you away, and no one will be there to help escape my judgment. Hy sê, maar hy kom die Here alweer deur. Hy nou so hard met ons. Hy praat nou so hard met ons, maar hy wil ons help ook. Hy sê, the life that pleases me is a life lived in the gratitude of grace, always choosing to walk with me in what is right. This is my sacrifice I desire from you. If you do this, more of my salvation will unfold upon you. That's all God wants from us. To live in covenant with him. To love God with our whole heart. And to love our neighbors as we love ourselves. God wants us to be the salt of this world. He wants us to be the light of this world. Sout beteken niks op sy eie nie. Ek kan nie by die Here wees, maar ek lewe vir myself nie. Sout is die goedkoopste in 'n winkel miskien. Maar as daar nie sout in jou huis is nie, smaak die kos nie lekker nie. Maar as daar net sout in jou huis is, jy kan mos nie net sout eet nie. So sout is nodig. Jy is vandag nodig. Ons is vandag nodig om die sout van die aarde te wees. Ons is vandag nodig om die lig van die wêreld te wees. Ons kan nie, jy wat alreeds by die Here is, jy kan nie 'n lig vir jouself wees nie. Jy kan nie van kerk na kerk hardloop om lekker te wil voel nie. Jy moet gaan en ons moet nou uithardloop en van mense gaan sê, dit is wat ek geleer het en dit is my leefstyl. How can I listen to you? How can I love you more? That is what church is all about. That is what Thanksgiving is all about.
David sê die volgende. In 2 Samuel 24 vers 24, hy sê, but David answered, no, I have to pay you what they are worth. I can't offer my Lord, my God, a sacrifice that cost me nothing. So David brought the treasuring price and the oxen for 50 pieces of silver. Are you sacrificing things today to God that offer you nothing? David say, I can't offer to the Lord. I cannot sacrifice to the Lord. That does cost me nothing. What is in your life that you have to sacrifice? What is it in your life that you need to let go? God said, that is all that I want from you. Can I call the prayer warriors to the front, please? Wednesday, I was so tired. When I woke up at 5 o'clock, I was so tired in the house. Ek is moeg en ek wil bid en ek berei my voor vir Thanksgiving. En ek is uitgeput en ek lees en ek dink ek gaan nie slaap nie, ek gaan lees. Ek wil gevoed word deur die Heilige Gees en ek gaan staan al buite en ek wil suurstof in my brein kry en alles. En ek voel sleg want ek dink, ja Clifford, jy moet oor Thanksgiving praat met mense, maar jy voel nie eens. Kyk hoe moeg voel jy. En terwyl ek instap, sê die Here vir my, that is exactly what Thanksgiving is about, Clifford. You have sacrificed your sleep. You have pushed through how you feel. You have offered yourself up for your children, for my children. You have sacrificed your time for them. No matter how you feel, you could have gone back to bed, Clifford. This is the sacrifices. Sacrifices, Clifford, is not based on how you feel, but it's based on your obedience. It's what you do. And God wants us to be obedient. I don't know where you find yourself today. I don't know how you want to feel to be thankful. We're going to play a little video at the back now. And while we play that video, we want to make room for people that is sitting here today. You need to ask the Holy Spirit, convict me. I want to give my life to Christ. There's things in my life that I need to let go. God, perhaps I am with God already. Holy Spirit, convict me today. Want ek wil nie net 'n gelowige wees nie, maar ek wil 'n disipel van Christus wees. Hoe sal ek die Here vergelde vir al hierdie dinge wat hy gedoen het? We're in a month of Thanksgiving. And God wants us to have a grateful heart. Die volgende video wat op gaan kom, gaan oor 'n jong seun, 'n jong man. En sy fisiese omstandighede lyk nie goed nie. Maar sy hart is uitmuntend. Dis sy hart wat die Here soek. Miskien lyk jou fisiese omstandighede vandag nie goed nie. Miskien lyk jou finansies nie goed nie. Miskien lyk jou verhoudings nie goed nie. Miskien lyk jou verhouding met enige iemand met die wêreld en met God nie goed nie. En jy voel jy's nog nie reg nie. Jy gaan nooit reg voel nie. But God say, come as you is. Terwyl hier die volgende lied gaan speel, die worship team kan ook na vore kom. Wil ek hê, you need to close your eyes. Or you can open your eyes because the words is going to be there. Ek wil hê jy moet opstaan vanmôre. And I just want you to surrender to God. And if you have prayer, you can come to the front. Kom ons hou die skerm dop.